So, Efesiërs 1 vanaf vers 3. Hy sê, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus, soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees, deurdat hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem, deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil, tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. In hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade, wat hy oorvloedig aan ons bewys het, in alle wysheid en verstand, deurdat hy ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het, na sy welbehae wat hy in homself voorgeneem het, om die volheid van die tye te reël, met die doel om alle dinge wat in die hemele sowel as wat op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig. In hom, in wie ons ook 'n erfdeel ontvang het, nadat ons van tevore daartoe verordeneer is ooreenkomstig die voorneme van hom wat alles werk volgens die raad van sy wil, sodat ons kan wees tot lof van sy heerlikheid, ons wat reeds tevore op Christus gehoop het, in wie julle ook nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, in wie julle nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte. Die hele evangelie is in daai vers. Wat die onderpand is van ons erfdeel, om sy eiendom te verlos tot lof van sy heerlikheid. Vader, ek kom dankie vir hierdie geleesde woord. Heilige Gees, ek bid dat U dit sal seën. Seën ons harte, Vader, praat met ons elkeen, dat hierdie saad vanmôre op vrugbare grond sal val. En dat dit veel vrug sal dra. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Nou net so vinnige recap van laasweek. En ek wil begin soos ek laasweek begin het. Ons is nie almal altyd daarvan bewus nie, maar almal van ons aanbid iets. Of jy nou dit weet of nie, jy aanbid iets vanmôre. Elke mens is gemaak, jy kan nie anders nie, want dit is in jou ingebou. God het dit in jou ingebou om iets te aanbid. Eintlik om hom te aanbid, maar as jy hom nie aanbid nie, dan soek jy iets anders om te aanbid. So, aanbidding is in jou ingebou. Dit is deel van wie jy is. Nou, mense bou hulle lewens op sentrale idees, op sekere waardes, en ons vind ons betekenis en ons doel binne in hierdie waardes wat ons het. Selfs nie godsdienstige mense, wat vir jou sê, hy aanbid nie 'n God nie, hy glo nie in 'n God nie, aanbid iets. Hy aanbid geld, hy aanbid mag, hy aanbid homself, hy aanbid 'n loopbaan, hy aanbid sy kinders, iets aanbid hy. Hy kan nie vir jou sê, hy aanbid niks nie. Maar die probleem is, en dis wat ek laasweek gesê het, jy is wat jy lief het. Jy aanbid wat jy lief het, en jy word soos dit wat jy aanbid. Gaan dit weer lees. Jy is wat jy lief het, jy aanbid wat jy lief het, en jy word soos dit wat jy aanbid. En ek gaan net vir die skrif lees wat dit vir jou sê. Jy word soos wat jy aanbid. So met hulle identiteit in gedagte skryf Paulus in die Efesiërs. Ek wil hê julle moet weet wie julle is. Nou Paulus skryf in hierdie Efesiërs, en ek het laasweek gesê, Efesiërs was 'n massiewe hawe stad gewees, wat bekend was vir wat? Afgode. Dit is bekend vir afgodsaanbidding. Veral Griekse en Romeinse gode. Ek meen, daar was tempels opgerig, galore, daar was hordes van hulle gewees, en onder andere was hy bekend, die meeste waarvoor hy bekend was vir hierdie tempel van Artemis, of Diana gewees, hierdie afgod. En dit was die tuiste gewees, so mense het van heinde en verre gekom om daar te kom aanbid by hierdie tempel. En hierdie tempel was so groot en so almagtig gewees in die mense se oë, dat mense van heinde en verre gekom het net om by die tempel te wees, net om dit te sien, net om dit te beleef. Nou Paulus sê vir hulle, in 'n wêreld wat bekend staan vir dit, identifiseer ek julle nou. Hy begin sy brief met die eerste 2 verse laasweek. Hy sê vir hulle, hy identifiseer homself en sy lesers as hulle wat aan Christus behoort. So hy begin sy brief so. So hy sê, al bly julle in Efesiërs waar afgode aanbid word, 'n stad wat bekend is vir afgodsaanbidding, julle behoort aan Christus Jesus. Dis wie julle is. Julle is nie meer gewone Efesiërs nie. Julle staan nie meer bekend as hierdie afgodsaanbidders nie.
Julle het nou vir Christus Jesus lief. Julle aanbid vir Jesus nou. En julle word stelselmatig, deur heiligmaking word julle soos Jesus Christus. Dit is daai eerste 2 verse. Ek meen, dit is 'n hele mond vol. En is net 2 verse. En hoewel die meeste vertalings dit nie wys nie. Efesiërs 1 vers 3 tot 14, die gedeelte wat ek nou gaan lees, of gelees het, wat ons nou uit gaan preek, is eintlik een lang sin in Grieks. Dis 'n lang sin. Hy stop nie. Ek meen, dit hou aan. Dit is soos 'n kind wat aanhou praat. Dit stop nie. En Paulus is besig om hier te praat en hy stop nie. Hy kan nie. Hy's so opgewonde oor wat hy wil sê. Hy sê dit in een sin. So ek sê ons het dit nou 14 verse opgedeel, maar dis nie hoe dit is nie. Dis een lang sin en probeer jy dit nou in een asem lees. Aan die einde van die tyd gaan jy asemloos wees. Jou asem gaan weggeslaan. Jy gaan snak na jou asem. En dit is Paulus se doel hier. Hy sê, want God se genade is so groot, sy plan vir die mensdom is so almagtig, dit slaan jou asem weg. Dis eintlik wat hy wil doen. So dis eintlik 'n teologiese gedig. Hierdie eerste gedeelte wat ons nou gelees het, is 'n gedig in Grieks. Dis 'n teologiese gedig. En jy kan Paulus so opgewonde net sien in die feit dat hy dit, soos ek sê, hy rammel dit so af, so die een na die ander, wat God gedoen het. Nou dis hierdie soort skryfwerk wat soos ek sê, jou asem wegslaan. Dit gaan jou verstand te bowe, dit rek jou verstand tot die uiterste toe. Want dit maak nie sin wat hy hier sê nie. Want Paulus neem ons terug in tyd. En van die tyd voordat die skepping nog daar was, voor enige iets daar was nog nie eens tyd nie. Dink jouself dit. Dit was nog net God, Vader, Seun en Heilige Gees. Hy vat jou terug soontoe en dan wys hy vir jou die plan van God en hy vat jou tot en met die einde wat daar nie 'n einde van is nie. Daar is nie 'n einde aan God nie. So dis hoe groot hierdie verse is wat ons nou gelees. Hierdie een sin in Grieks. Dis veronderstel om jou asem weg te slaan, want hy gee vir jou die wil van God. Die plan van God vir die skepping van die heelal. Dis wat ons nou hier gelees het. Dit is God se plan vir die skepping. En Paulus nooi ons in om deel te word van hierdie plan, om so 'n bietjie te kom inluister na wat God te sê het vir ons. En hierdie een enkele sin van 202 woorde, Griekse woorde, beklemtoon hoe elke seëninge, die verlede, die hede en die toekoms veilig in Christus Jesus gevind word, want daar's nie 'n ander plek vir hierdie seëninge nie. Die omvang is enorm van hierdie vers. Die hoogtes is asemrowend, soos ek sê, dit slaan jou asem weg as jy weet wat hier staan. En die implikasies daarvan strek tot en met die einde van die skepping. Dit stop nie. Nou in 'n wêreld waar die inwoners geskree het, groot is Artemis van die Efesiërs. Ons het dit gelees, as julle dit gaan lees, het Handelinge 19 vers 34, ek gaan nie nou daar gaan lees nie, maar dis waar Paulus gekom het in Efese, julle kan dit gaan lees na die tyd, Paulus het in Efese gekom en hy het hierdie afgodsaanbidding aangeval, en Paulus het vir hulle gesê, weet wat julle aanbid afgode, daar is net een skepper, daar is net een God, en dis deur Jesus Christus, en Paulus het dit so gepreek, soveel so dat hy moes vlug vir sy lewe, gaan lees dit. Hy het so gepreek dat die ekonomie van daardie stad het verander, want hier is die mense wat gekom het om afgode te aanbid en by die tempel van Artemis te kom en daai silverbeeldjies te koop, hulle het nie meer geld gemaak nie. En dis wat gebeur het. En in hierdie atmosfeer waar hulle hierdie afgode aanbid en sê groot is Artemis van Efesiërs, kom Paulus en hy begin sy gedeelte in Efesiërs 1 en hy sê alle lof en eer behoort aan God, die skepper van die heelal. Blaai saam met Psalm 115. Psalm 115. Ons gaan lees vanaf vers 1 tot 8. Hy sê nie aan ons, o Here, nie aan ons nie, maar aan u naam gee eer. Om u goedertierenheid, om u trou ontwil. Waarom sou die heidene sê, waar is dan julle God? Terwyl ons God tog in die hemel is, hy doen alles wat hom behaag. Daar's niks wat hy nie kan doen nie, hoor wat ek sê, as die Here dit bepaal het, sal dit so wees, dis wat hy hier sê.
Hulle afgode is silwer en goud, 'n werk van mensehande. Hulle het 'n mond maar praat nie. Hulle het oë maar sien nie. Hulle het ore het hulle maar hulle hoor nie. Hulle het 'n neus maar ruik nie. Hulle het hande maar hulle tas nie. Hulle het voete, hulle loop nie. Hulle het geen geluid deur hulle keel nie. Die wat hulle maak sal net soos hulle word, elkeen wat op hulle vertrou. Hoor wat sê hy? Hy sê, as jy hierdie afgode aanbid, as jy hierdie afgode prys, word jy soos die ding wat jy prys, jy word soos die ding wat jy aanbid. En Paulus sê, aanbid die skepper van die heelal. Hy begin sy verse so. Hierdie gedeelte. So in 'n wêreld waar hulle hierdie afgode aanbid, sê Paulus spesifiek, wie moet julle aanbid? Hy spesifiseer dit. Hy sê, hy is die Vader van ons Here Jesus Christus. Hy is die een wat ons geseën het met alle geestelike seëninge. En waar is hierdie seëninge? Hy spesifiseer dit ook. Hierdie seëninge is in die hemele in Christus. So dis die een wat jy moet prys. Dis die een se naam wat jy moet groot maak. God is nie met mensehande gemaak nie. En sy seëninge is ook nie tydelik van aard nie. In 'n wêreld soos daai in Efesiërs op daardie stadium waar aanbidding 'n ruiltransaksie was. Nou wat het hulle met hulle God gedoen? Ek kom na jou toe, ek wil iets by jou hê, so ek bring vir jou iets, ek gee vir jou iets sodat jy vir my iets kan gee. Dit was 'n ruiltransaksie met daai afgode gewees. Ek meen jy moes die afgode se guns wen, en wat hulle daar gedoen het met Artemis, ek het so 'n bietjie gaan naslaan, hulle towerkunste gedoen, hulle dierrituele gedoen, dit het 'n klomp geld gekos, en offerandes. Hulle het goed gaan offer aan hierdie gode, sodat die aanbidders iets kan kry, hulle wou iets hê. Hulle wou hê dat die stad beskerm moes word. Hulle wou siektes vermy. So as wil gesond word, so hulle bring offers vir die afgode. Hulle wou die oeste moes goed gaan. So wat doen hulle? Hulle bring afgodsoffers vir hierdie afgode en sê, luister, ons soek 'n goeie oes. 'n Veilige reis, simpel ding. Ek wil Johannesburg toe ry, nou moet ek eers vir die afgod iets gaan offer en sê, luister, hier is ietsie, hou my veilig op die pad. Ek wil 'n minnaar hê. Soek 'n geliefde. Ons bring offers. En dan moet hulle ook goed doen om in die goeie boekies van die afgode te bring. Dis die groot ding, ons moet nie dit mis. Want hierdie afgode, selfs Artemis, as jy teen haar opgestaan het, dan het jy misoeste gedoen. Jy is met siektes geslaan. Jy is tot met die dood geslaan. Het hulle geglo. So Paulus sê vir hulle, luister, die bron van 'n Christen se aanbidding is nie 'n ruiltransaksie nie. Here, ek gaan doen sodat u kan doen nie. Ons moet daai uit ons kop uitkry. Paulus sê, wie wat, dis die Christen se aanbidding is 'n reaksie van dankbaarheid. Vir 'n gratis geestelike geestelike seëninge wat eintlik van onskatbare waarde is. So al is dit gratis, dit het 'n prys gekos. Die bloed van Christus Jesus het dit gekos. Hierdie aanbidding is 'n uitdrukking van lof aan God vir onverdiende genade. Die fokus is op wat God self gedoen het, nie op wat ons kan doen of gaan doen nie. Dit is nie my fokus nie. My fokus is op, Here, u het reeds gedoen. It is done. Hierdie word 'n ontploffing, hierdie verse van Paulus 202 woorde in Grieks, dit word 'n ontploffing van lof aan God vir wat hy gedoen het. Vir sy meesterplan van verlossing, want dit is dit wat jy daar sien in daardie gedeelte. Hierdie verlossingsplan wat besig is om in hierdie wêreld te ontvou. Geskiedenis is eenvoudige uitwerking van God se plan, van sy storie. Hier is niks in die geskiedenis wat nie van hom afkom nie, wat nie sy goedkeuring moet wegvat. En hierdie storie is reeds in die ewigheid vasgelê, dit is reeds vasgeskryf. Daar's boeke in die hemel. Ek kan julle ure lank besig hou net daarmee. Daar's boeke in die hemel. En Paulus trek hierdie gordyn so bietjie weg van hierdie ewigheid af, net sodat ons so bietjie kan sien van wat agter die skerms aan die gang is, wat eintlik saak maak in hierdie wêreld. En weet wat hy sê, dit sluit julle ook in. En waar die afgodsaanbidders in die Efese 'n to-do-lys moes maak, want weer eens, jy sal sien ons opskrif is jy het 'n to-do-lys. Ons almal ken to-do-lys.
En hierdie afgodsaanbidders het 'n to-do-lyste gehad. Ek wil op reis gaan, so ek moet dit en dit en dit en dit en dit doen. Ons moet dit en dit en dit, en jy het jou to-do-lyste. Het God in die tyd voordat daar nog tyd was, ek sê weer, probeer jou brein rondom dit kry. Daar was nie tyd nie. Het God vir homself 'n to-do-lys gemaak. En die to-do-lys is gedryf deur genade en sy plesier en nie deur ons verdienste nie. Iets wat jy gedoen het nie. Daardie to-do-lys waar slegs die name van die Vader, Seun en Heilige Gees betrokke is. Jou naam is nie daarin nie. Al waar jou naam betrokke is die feit dat hy kom sterf het vir jou sondes. That's that. Die to-do-lys is vir hom, Vader, Seun en Heilige Gees. Jou to-do-lys kan hom nie tevrede stel nie. As jy vanmôre gedink het, ek kan iets doen om God se genade en sy vrede te beleef, nee. Blaai saam met my Handelinge 17, vers 24, Handelinge 17. Handelinge 17 vanaf vers 24. Hy sê die God wat die wêreld gemaak het en alles wat daarin is, hy wat Here van die hemel en aarde is, woon nie in tempels met hande gemaak nie. Ook word hy nie deur die mensehande gedien asof hy aan iets behoefte het nie, omdat hy self aan almal lewe en asem en alles gee. Hoor wat sê hy? Hy sê niks wat jy doen kom nie van hom af nie. Niks wat jy het kom nie van hom af nie. Alles behoort aan hom en alles wat jy is en alles wat jy het, jou kinders, jou rykdom, jou vermoëns, alles kom van hom af. Jy kan hom nie dien nie. Daar's niks wat jy het wat nie van hom is. C.S. Lewis noem dit Sixpence None the Richer. Julle dit al gehoor? Daar's so 'n liedjie ook, of so groep, maar dit is waar dit vandaan kom. Dit is soos jou kind wat vir jou hy wil vir jou 'n geskenkie koop. Wie dit al beleef? Ek het as kind, dan wil ek dis Moedersdag, want ek wil vir my ma iets koop en dan gaan leen ek by my pa geld. En ek gee dit nooit terug nie. So dit kom van my ma af of dis my ma, my pa se geld. Ek koop vir hulle iets met hulle geld. Dis eintlik wat dit is. As jy 'n offer aan hom bring, jou stem vanmôre opgehef het vir hom, is dit eintlik syne. Dit kom van hom af. As jy vanmôre 'n offer aan in die sakkie gegooi het, dit kom van hom af. Dit behoort aan hom eintlik. Anyway. So hy soek nie jou goed nie, dit behoort anyway aan hom. Wie wat hy soek jou hart. Dit is hierdie wat hy soek. Hier, dit begin hier. So die uiteindelike doel van hierdie plan, soos ek sê, hierdie plan waar ons nou gaan delf, wat hy hier uitmekaar uithaal. Die uiteindelike doel daarvan is dat ons sal leef tot lof van sy heerlikheid. Weerens, wie word groot gemaak? Jy sal dit sien in vers 6, in vers 12, in vers 14, tot lof van sy heerlikheid, tot lof van sy heerlikheid, vir sy naam se wil. Hy is groot, hy is almagtig, dis wat hy gedoen het. Loof en prys hom net vir wat hy gedoen het. Dis so eenvoudig soos dit. Die fokus van daardie lofprysing is Vader, Seun en Heilige Gees. En die seëninge wat in Christus Jesus te vind is, want is net daar te vind. So wat motiveer jou om in die oggend op te staan? Wat gaan jou motiveer om môreoggend op te staan? 'n Mens sou dink, en ek het gedink dat as jy genoeg geld het, as jy geld is die mens se grootste drama. Ons dink dit. Dis jou grootste drama is om jou som aan die einde van die maand te laat klop. Jy moet iets op die tafel hê, dak oor jou kop. Jy sal dink as jy genoeg geld gemaak het, dat jy nie hoef te werk nie, dat jy nie môreoggend sal opstaan. Maar dis nie die waarheid nie. Mens dink dit. Dit gaan net vir 'n rukkie goed gaan. Jy kan, ouens wat op pensioen nog gaan, sal vir jou sê, dis net vir 'n rukkie lekker. Dan moet jy iets begin doen. Jy kan nie so by die huis sit nie. Die waarheid is, as die behoefte van 'n salaris nie meer daar is nie, indien dit sou verdwyn, sal verskeie ander menslike behoeftes jou steeds uit die bed uitdryf. En hier's waar die ding inkom. Baie werk vir die gevoel van 'n doel. Ek vind my doel in my werk. 'n Gevoel van prestasie, ek doen iets, ek beteken iets. Routine. Routine is belangrik. Sosiale koneksie, ek meng met mense. Ek vind so die uiteindelike ding van al hierdie goed wat ek nog genoem het en ek kan nog baie meer noem, is die feit dat jy jou identiteit en jou waarde in jou werk vind. Jy vind dit daar. En hoe lyk ons to-do lyste as mens
wanneer ons identiteit in ons lewens en ons voorspoed in ons werk wil vind. Dit draai om my en my gesin, het jy dit al gesien? Dit draai om wat vir my belangrik is. Ek vat myself, vir my vrou en my kinders, my jongste een is amper uit die huis uit, dan sit net ek en sy wat oorbly so. My vraag is, as ek nie meer daar is nie, wat gaan van haar word? Gaan sy versorg wees as ek nie daar is nie? Het ek voorsiening gemaak vir haar, wanneer ek nie meer daar gaan wees nie? So as niks meer verkeerd nie. Ons fokus is gesentreer op tasbare dinge, persoonlike gemak, op menslike pogings. En ek sê weer, alhoewel daar niks daarmee verkeerd is nie, dit is kortsigtig. Dit gaan eintlik, die lewe gaan eintlik baie dieper as dit. Ons to-do-lyste lyk as volg. Ek gaan skool toe, ek gaan universiteit toe, sodat ek kan kennis opbou, sodat ek kan gaan werk, of vir myself kan werk. En dan gaan ek werk toe, sodat ek kan eiendom en rykdom verwerf, en dan belê jy jou geld vir jou ou dag, en dan sodat jy iets vir jou nageslag kan nalaat, dis normaal. En dan kry jy genoeg versekering, sodat jy verliese kan beperk, want ek bedoel, ek het hard gewerk vir hierdie, ek kan nie net verloor nie. En dan oefen jy eet net reg genoeg, sodat jy nie te siek word. Dit is, jy kyk vir jou gesondheid ook. En dan wanneer jy nie gesond genoeg is, jy wil jou medies hê, sodat ons hierdie siekte van my kan beheer. En dan hoop jy in die proses, dat jy deur die mense met respek en geregtigheid hanteer sal word. Mense sal jou ordentlik behandel, jy hoop daarvoor. Dit is nie altyd die waarheid nie. Ons sê dit dalk nie hardop nie, soos ek net al gesê het, maar alles draai om my eie persoon, om wie ek is. Dit draai om my wêreld, dit draai om my gesin, dit draai om my kinders. Nou Steve Jobs het, julle almal ken Steve Jobs, Apple. Okay, Steve Jobs het jare terug toe Apple, toe hy nog geleef het in Apple, het begin swaar getrek. Toe gaan hy en hy kontak vir John Scully, wat vir PepsiCo, julle ken PepsiCo? Pepsi? En hy dink, ja, hoe gaan ek hierdie besigheid van my regryk wat nou sukkel? En hy vlieg New York toe en hy gaan sien vir John Scully van PepsiCo en hy sê, luister, wil jy nie vir Apple kom werk? Jy kom bestuur vir Apple, dat ons kyk of ons hierdie plek net kan regryk. En John Scully sê van wie wat, nee, dankie, ek stel nie belang nie. En Steve Jobs het hom gemotiveer deur die volgende vir hom te sê. Hy sê van wie wat, wil jy vir die res van jou lewe suikerwater verkoop? Of wil jy saam met my kom en ons kom verander die wêreld? En nou weer eens, kyk nou waar is John Scully se kop? John Scully se kop is, luister, dis om my lewe, dis om PepsiCo, en ek is hier en alles draai om my. En vir Steve Jobs draai die wêreld om Apple en alles, en dit klink wonderlik, dit klink vreeslik mooi. Maar het jy geweet, ek kyk eergister kyk ek 'n video van 'n dokter, waar hulle navorsing gedoen het, en gesien het, ons kinders sit vandag met tegnologie, dis tablets, en dis iPads, en dis al hierdie goeders, en hulle het dit in die skole ingebring. Ek vat my seun Jason, Darren, sit ook nou, hy's besig met sy laaste vakke, en alles is op die tablet. En hulle het navorsing gedoen en besef, dat hierdie tegnologie is besig om ons kinders se IQ aan te tas. Hulle kan nie lees nie, hulle kan nie skryf nie. Ons sal nou dink dat Apple nou, ek gaan die wêreld verander, ja, het. Soveel so dat van die lande gegaan het en gesê, ons keer terug na die boeke toe. Ons raak aan slaaf van hierdie Apples en goeders. En wie wat, die groot ding is, wat mense nie besef nie, is dat, Steve Jobs het self gesê, toe Apple uitkom, toe sê hy, ek gaan nie vir my kinders, jy sal nooit sien dat my kinders 'n Apple iPad het nie, sal dit nooit vir hulle gee nie, hoekom? Hy het geweet. En dieselfde met PepsiCo, daai suikerwater, is nie goed vir jou gesondheid nie, jy het geweet? Praat nie eens net van die suiker nie, daar is allerlei ander gemorsing wat nie goed is vir jou gesondheid nie, so hulle die wêreld verander, is reg, maar nie vir goed nie, so weer is, die lewe draai nie om hulle, maar vir die tweede, die lewe om hulle self gedraai, en uiteindelik om Apple gedraai, want hy het vir Apple gaan werk uiteindelik. Maar wat Paulus vir die kind van die Here sê, is dat, in hierdie gedeelte, is dat, ons lewens draai om meer, as net jou persoonlike omstandighede, as net jou huisgesin, as net jou kinders. Hier's 'n groter prentjie, hier's 'n groter verhaal wat jy na moet kyk. Die grootste drama is nie om jou begroting te laat klop aan die einde van die maand. Dis nie as jou kinders wild rondhardloop en hulle het nie weet nie om waar om werk te kry. Dis nie as jou skoonmaak en kuier, dis nie jou grootste probleem nie. Soos ek sê, vir 'n oomblik trek Paulus hierdie gordyn weg en hy wys vir ons wat aan die ander kant aangaan. Hy gee vir ons hierdie kosmiese blou druk
vir die lewe. Wat strek van die begin, toe daar nog nie 'n begin was nie, en die einde waarvan daar nie 'n einde is nie. En hy verskuif die fokus van my individuele omstandighede na 'n groter meesterplan van verlossing. En dis waaraan jy deel is. Gelowiges is nie bloot individue wat persoonlike geluk soek nie. Hulle is aktiewe deelnemers agter die skerms van 'n ware verlossingsdrama wat besig is om uit te speel. Nou volgens Paulus in vers 9 het God sy geheime plan, want soos ek sê, hierdie geheime plan was gemaak toe nog net God daar was. En hierdie geheime plan het hierdie to-do-lys het hy nou aan die kinders van die Here geopenbaar. En hy sê vir hulle ware geluk en vervulling vind jy slegs in Christus Jesus. En die probleem is, jy kan niks doen om dit te kry nie. Jy kan niks doen om tot God te gaan nie. Ek is nou net daardeur. En hier is die to-do-lys. Jy gaan sien op hierdie to-do-lys is Vader, Seun en Heilige Gees. Ons moet die volgende doen. So, weer eens, jy moet jouself sien hoe God daar is. Daar's nog niks anders behalwe Vader, Seun en Heilige Gees nie. En hy's besig om hierdie to-do-lys uit mekaar te maak. En hulle sit daar in liefde onder mekaar. En hulle sê, luister, Vader, dit is wat U gaan doen. Jesus, dit is wat jy gaan doen. Heilige Gees, dit is wat jy gaan doen. Dit is wat voor lê, voor ons hierdie aarde gaan skep. So, nommer 1, Vader het die plan aan die gang gesit. Moet dit sien. Die drama van verlossing het begin, soos ek sê, toe daar nog niks was behalwe God nie, toe die aarde nog nie bestaan nie, voor jy bestaan het. Nog voordat enige mens bestaan het God reeds geweet dat Adam en Eva gaan sondig in die tuin van Eden. Hy het dit geweet. Hy het reeds daar besluit, nog voordat daar enige iets was, dat hy hierdie probleem gaan kom oplos. Adam gaan sondig, ons gaan die probleem moet kom oplos. Dit is klaar bepaal gewees. Hy het van die begin af beplan om 'n volk vir homself op sy te sit. Uitverkorenes soos Emmy vanoggend gebid het. Hy het gekies om ons te kies. En terloops, ek meen, dit behoort die Efesiërs, dit behoort ons vanmôre ongelooflik nederig te maak. Ek meen, om te besef, uit my gekies, nog voor die grondlegging van hierdie wêreld. Ja, so, ek is deel van hom omdat hy my gekies het. Ek kan geen krediet neem vir sy keuse nie. Ek het niks daarmee te doen gehad nie, want ek was nog nie daar nie. Johannes 15 vers 16. Johannes 15 vers 16. En dis Jesus wat hier praat. Hy sê, julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te gaan dra en dat julle vrug kan bly, sodat wat julle die Vader ook al in my naam vra, hy julle kan gee. Hy het ons gekies. Ons is sy keuse. Verlossing is gewortel in God se keuse. Niks wat ek en jy doen kan dit keer nie, niks kan dit stop nie, niks kan dit verander nie. As jy vanmôre is jou naam in die boek van die Lam geskryf is van die lewe, is jy daar geskrywe want hy het dit bepaal. As jy vanmôre sê die Here Jesus is die skepper van die heelal, hy is die verlosser van die heelal, hy's my Heer en verlosser, dan is jy, dit is as gevolg van God wat jou gekies het. So dit is die to-do-lys. Heel eers is God die Vader uit bepaal het gekies. Dit is wat dit sal wees. Die Seun sal gaan sterf. En hier kom Jesus. So die plan is daar uitgesit, ons is gekies en Jesus het daai plan kom volbring. Kyk hoe styf die standing is dit. Ek wil hê jy moet dit sien. Lees saam met my. Vers 3 sê, ons is geseën met alle geestelike seëninge in Christus. Vers 5 sê, ons is bestem tot aanneming as kinders deur Jesus Christus. Vers 6 sê, dat ons genade ontvang het in Jesus, die een wat hy lief het, die geliefde. Vers 7 sê, dat ons is vrygekoop uit slawerny aan sonde in Christus deur sy bloed. So alles wat nodig is vir die ewige lewe, ek wil jy moet dit sien. Ons wonder, mense gaan lees die skrif, ons is geseën met alle geestelike seëninge in die hemel in Christus, en dan noem ons allerhande goed op. Hy noem vir jou die seëninge hier in hierdie gedeelte. Hy noem dit vir jou. Vers 4 en vers 1 is verkiesing. Ek het jou gekies. So dis een van die seëninge. Heiligmaking, met ander die pad waar ons nou is, die Here is besig om ons te vorm na die beeld van sy seun. Vers 4, heiligmaking. Vers 5 is aanneming as kinders. Vers 7 is verlossing. Vers 7 vergifnis.
Vers 9 tot 10 is openbaring van sy plan. Ek openbaar dit aan julle. Hier is my plan. Vers 11 is erfenis. En vers 13 en 14 sê die inwoning van die Heilige Gees. Kyk hierdie seëninge. Dis geestelike seëninge. En soos ek nou net vir jou gesê het, hierdie seëninge is alles wat jy sal nodig hê vir die ewige lewe en 'n goddelike lewe hierdie kant van die graf. Want weer eens, jou verlossing is nie net vir wanneer Jesus kom nie, jou verlossing is vir nou. Wat doen jy nou? Ek het vir jou gesê, die eerste 3 hoofstukke van hierdie boek is wat God gedoen het. Die laaste 3 hoofstukke is wat ons moet doen. 2 Petrus 1 vers 3 tot 4. Petrus 1 vers 3 tot 4. Hy sê immers, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien. Deur die kennis van hom wat ons geroep het, deur sy heerlikheid en deeg, waardeur hy ons die grootste en kosbaarste beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat julle die verdorwenheid ontvlug het, wat deur begeerlikheid in die wêreld is. Sê weer, ons is gekies deur Christus, deur die Vader. Jesus het gekom om vir ons hierdie plan in werking te stel en te volbring, vir ons verlossing te bring. En as jy Christus uitlaat, as jy die in Christus uitlaat, uit al die verse wat ek nou vir jou gelees het, is ons nog verlore. So die Vader het die plan uitgewerk, hy het ons gekies, Jesus het gekom om die plan te volbring, en nou kom die Heilige Gees. En hy kom pas dit wat God beplan het, dit wat Jesus kom doen het, kom pas hy nou toe op kinders van die Here. Dis wat hy kom doen. Op hierdie verlore skape. Vers 13 en 14. En dan sê hy sien, daar is 2 dinge wat die Heilige Gees hier doen. Hy noem 2 goed. Hy sê, hy is 'n seël en hy is 'n deposito. Nou die seël, het julle al gesien in die ou dae, as hulle die briewe gehad het, en dan maak die briewe toe, dan het hulle was daar opgesit, en dan het hulle met 'n stempel gedruk, of met 'n ring. Die koning het 'n ring gehad met sy familiewapen op, en dis dan daar opgedruk, en daai was 'n seël. En die ou wat daai brief moes gaan gee vir die ou wat op aan wie dit geadresseer was, het geweet, ek kan nie hier aanvat nie, want die koning se seël is hier op. Dit behoort aan die koning, en hierdie inligting wat hier is, behoort aan die koning, en dit behoort aan die ou aan wie dit gerig is. So ek vat nie hier aan, behalwe net om dit oor te dra na die ander ou toe. So hy sê, julle is verseël, soos 'n seelring, soos daai ding, jy behoort aan my, jy het my beskerming, my naam is agter jou. So, dit is die seël waarvan hy praat. En dan praat hy van die deposito. 'n belofte, 'n versekering of 'n verloofring. Dit is soos 'n verloofring as jy 'n verloof raak. Dis 'n belofte, ek gaan met jou trou. Dis wat hy doen. Dis wat die Heilige Gees is. En wat dit eintlik ook is, julle weet as jy byvoorbeeld 'n eiendom wil koop. Die King James maak dit so duidelik. As jy eiendom wil koop, dan kom jy en jy kom met 'n kontrak, en ek kom by Angelique, ek wil 'n eiendom by haar koop, ek het die kontrak daar, en ek sê, luister, hier is die afbetaling, hierdie is die deposito vir die eiendom wat ek wil koop. Ek gaan dit binne 'n jaar klaar betaal, maar hierso is solank die wat sê, ek gaan die res betaal, hier is die kontrak, teken jy, teken ek. En het julle geweet, as ek dan kontrak breek, en ek betaal nie dit op die regte datum, het jy geweet, ek kan my deposito verloor? So, dis eintlik wat hy sê. Die Heilige Gees is die deposito wat sê dat ek jou gaan verlos, ek gaan jou opwek, sê Jesus in die laaste dag. Dis die deposito daarvan dat jy jou erfporsie sal kry wanneer ek weer kom. En nou vra ek weer vir jou. Woli Bacham sê dit so mooi. As hy dan die afbetaling of die deposito daarvan is, dis nie geld nie, dis die Heilige Gees self. Hoe verloor jy die Heilige Gees? Jy kan nie. Al manier hoe jy jou belofte wat verseël is met die Heilige Gees, daardie deposito, al manier hoe jy daai deposito kan verloor, is as God op hom God te wees. En hy kan nie. Met ander woorde, dit wat God bepaal het, dit wat Jesus kom doen het, dit wat die Heilige Gees toepas en sal klaarmaak uiteindelik, is verseël, it's done. God sê ek sal dit doen, dis bepaal.
So die drie eenheid het sy to-do-lys lyk as volg. Die Vader het ons gekies, het die plan gemaak voor die wêreld begin het, die Seun het ons losgekoop uit die slawerny en slawerny aan sonde, en die Gees kom en hy pas hierdie voordele toe wat vir ons gebring is, hierdie seëninge in Christus. En die proses, die hele volgorde, bly saam met my van vers 13 toe, Efesiërs 1, vers 13, ek wil hê jy moet dit sien. Die hele evangelie is daarin vasgevang, die hele volgorde. Hy sê, in wie julle ook nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het. So ons moet eers die evangelie hoor, reg? Die skrif sê, dat die evangelie is die krag van God tot redding, reg? Dis in Romeine 1 vers 16, ons gaan nie nou so toe gaan nie. So, jy moet die evangelie hoor, so hier hoor hulle die evangelie, en dan gaan hy aan, hy sê, in wie julle nadat julle geglo het, en dan is dit glo, so jy hoor die evangelie en nou glo jy. En wat sê Efesiërs 2 vers 8 tot 9? Net so eentjie, net 2 vers 8 tot 9. Hy sê, want uit genade is julle gered deur die geloof, en dit nie uit julle self nie, dit is die gawe van God. Nie uit werke nie, sodat niemand mag roem nie. So weer eens, hoor wat sê hy hier, dat jy die evangelie gehoor wat die krag van God tot redding is, jy het geglo, en dan sê hy self die vermoë om te glo in hierdie evangelie is van God af. Dit is 'n gawe van hom. Dis wat hy gedoen het. So as jy vanmôre kan sê, Here, ek kan bid nie, ek glo nie, is omdat hy dit gedoen het. Staan. En dan kom hy en jy word verseël. Hy wat die goeie werke in julle begin het, sal dit volëindig. Filippense 1 vers 6. Blaai saam met my. Filippense 1 vers 6. Hy sê, omdat ek juis hierop vertrou, dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. So weer eens, dit is beplan deur die Vader, Jesus het dit gedoen, die Heilige Gees kom pas dit toe, en die werk wat hy begin het in jou lewe sal hy kom klaarmaak. Nou wie vertrou jy nou? God? Wat sê ek gaan dit kom klaarmaak? Ek gaan dit begin in jou lewe, ek gaan dit kom klaarmaak, of vertrou jy op jouself? In jou eie to-do-lysies? So die uiteindelike doel van hierdie plan is sodat God verheerlik sal word. Sy heerlikheid, sy heeltyd tot lof van sy heerlikheid, tot lof van sy heerlikheid, tot lof van sy heerlikheid, dis wat hy gedoen het. Verlossing is God se werk van begin tot einde. En dit is bedoel om hom eer te bring. Dis die punt. Dis sy eer. So terwyl die wêreld identiteit en voorspoed definieer deur wat jy kan doen en deur wat jy kan ophoop, sê Paulus dat die ware lewe begin wanneer jy rus vind in wat God die Vader in Christus Jesus vir jou gedoen het. Ons is onverdiend met Christus verbind. En weer eens, ons het nou in die begin gelees, dis die plek waar al die geestelike seëninge lê is in Christus Jesus. Die ewige lewe lê daar in Christus Jesus. Die betekenis, die doel van die lewe vir God se mense op aarde is nie om rykdom te versamel nie. Is nie om verliese te vermy nie. Dis nie om roem te verwerf wat mense van my kan hou nie. Is nie om die maksimalisering van my genot en my plesier in hierdie lewe nie. Dis nie ontsnapping van pyn en lyding en swaar kry nie, want ons voel partykeer so. Dis nie as ons om 'n reg op gesondheid te hê nie, want ons is nie 'n reg op gesondheid nie. En dis nie eens dat ons met respek en geregtigheid behandel word nie, want jy gaan dit nie altyd hê nie. Mense gaan jou onregverdig behandel, veral, die skrif sê, as jy my volg, sal jy vervolg word. Die betekenis van die lewe is om God te ken vir wie en wat hy werklik is. Nie mensgemaakte idees nie. En dis die punt. Om hom en alles wat hy vir ons in Christus gedoen het, op hierdie aarde te kan geniet. Ek sê weer, jy's nie gered net vir die hemel aan die einde van die dag. Jy's gered vir nou, vir hierdie oomblik. Dit wat hy nou in jou gedoen het, wat jy nou kan uitleef. My lewe nou hier op aarde moet hom verheerlik. Alles bestaan tot lof van sy heerlikheid, nie vir ons persoonlike gerief. Sodat ons nou in hierdie donker wêreld van daardie lig wat hy gebring het toe hy Jesus Christus aan die kruis van Golgotha laat sterf, die oomblik toe die Heilige Gees kom en ons wakker maak en ons wedergebore word en hy red ons siele, dat daardie lig wat hy vir ons gebring het, dat ons dit kan weerspieël in 'n wêreld wat hom nodig het.
So God daag ons uit. En hy vra, wil jy die res van jou lewe suikerwater verkoop? Groot huise bou. Sosiale lere klim. Groot boeke skryf. Die beste in hierdie wêreld vind. Is dit waarvoor jy bekend wil staan? Is dit die nalatenskap wat jy in jou kinders wil nalaat? Of wil jy by God aansluit? By sy plan? Wat groter is, so groot dat dit nooit einde het. Een lewe waarin alles wat jy hier verwerf, al hierdie aardse seëninge, insluitende jou talente, jou invloed, jou hulpbronne, selfs jou huisgesin, gebruik word om ander te seën en God se naam te verheerlik. Hy sê, laat julle goeie werke sien en die Vader in die hemel verheerlik, reg? So dis jou bakkie, dis jou plaas, dis jou kinders, dis jou man, dis jou vrou, dis jou huis, alles wat jy gekry het by hom, jou gesondheid, is daar om sy naam te verheerlik. Waarvoor gebruik jy dit? Dis my vraag. En weer eens, hoe leer ons kinders? Ons wil klaar dat ons sien kerke is besig om leeg te loop wat kinders aanbetref en jong mense. Julle het dit al gesien? Waar jy nog wel jong mense sien is in kerke waar hulle bokkos, ek kan dit eintlik nie 'n kerk noem nie, dis waar hulle bokkos voel. Ons het shows en ons het ligte en is rook en is verskriklik, dit gaan roffie voor op stage en ons preek goed wat jy wil hoor, maar jy hoor nie die evangelie daar nie. Kinders gaan soen doen, die dag wanneer jy klaarmaak daar, gaan hy in die wêreld en jy sien hom nooit in 'n kerk. So die vraag is, jy wat nog die waarheid hoor, wat die waarheid ken, wat doen jy met jou lewe? Wat is in jou huis? Ek en my huis sal die Here dien. So sien jou kinders in jou, in dit wat jy as belangrik ag in jou lewe. Sport, ek was gister saam Louise by sy seun se rugby, en daai plek is toe. Dis karre, en dis mense, en dis musiek, en dis braaivleisvure, en dis rof. Die skool het die vermoë om 'n hele dorp, ek het gesien in Woestrop, solank as wat die skool aan die gang is dit, jy moet soggens vroeg ry, en jy moet sorg dat jy nie, wanneer die skool uitkom, ry nie, want alles is geblok. Hoekom? Want wat is belangrik? Is ons kinders, reg? Jy het gesien? Wanneer die skool aan die gang is die dorp aan die gang. So wat leer jou kinders? Hoe leer ons kinders? Wat is belangrik? Is God belangrik? Is sy kerk belangrik? Bring ons hulle kerk toe? Is dit belangrik? Is God belangrik? Is sy woord belangrik? Sit ons by die huis, sit ons Bybelstudie, is dit belangrik vir jou? Sê weer, as ons kinders, as ons 'n nageslag wil kweek wat die Here dien, dan begin dit in jou huis. Wat is vir jou belangrik? Hoe lyk dit? Sê weer, jou lewe is gemaak om hom te verheerlik. Jou kinders is gemaak om hom te verheerlik. Jou kar wat jy het is gemaak om hom te verheerlik. Gebruik dit tot eer en verheerliking van sy naam. Sluit aan by hierdie groot en magtige plan van hom. Jy is 'n seun en 'n dogter en 'n erfgenaam in Christus Jesus se koninkryk. Jy is nie 'n slagoffer van hierdie wêreld en van sy omstandighede nie. Jy is nie. Laat jou kort, tydelike lewe hier op aarde ewigheidswaarde nalaat. Die dag as jy jou kop neerlê. Jy moet daardie plan sê, Here, hier is my, dis my huis, dis my kinders. Ek gee dit vir U, behoort aan U. Hier is my talente, Here, ek kan sing, ek sing tot eer van U. Here, ek is goed met tegnologie, Here, ek dien daar tot eer en verheerliking van U naam. Jy's 'n boer tot eer en verheerliking van U naam. Jy's 'n pa, jy's 'n ma, jy's wat ook al jy is, dit wat die Here jou gegee het, is tot eer en verheerliking van sy naam. Ek sê weer, dit is voor die grondlegging van die wêreld, is dit reeds bepaal. Ons moet daarin loop. En weet wat, die Here dalk bepaal dat daai een gebed wat jy vir iemand gaan doen, dis daai gebed wat 'n wonderwerk in daai ou se lewe gaan bring. Daar waar jy gaan en daai evangelie gaan verkondig, die Here het bepaal dat daai woord wat jy daar gaan bring, sal die saadjie laat groei. Ons weet nie, maar ons lê by die Here en ons hou aan hom vas en ons hou aan sy plan vas, want weer eens, God kan nie ophou om God te wees nie. Hy is in beheer, ten volle. So kom ons pas aan by sy plan. Here, hier is ek. Wat is U plan vir my lewe?
Here, wat is die plan vir AGS Sannieshof? Here, wat is die plan vir Sannieshof? Wat is die plan vir die streek? Wat is die plan vir die land, vir hierdie wêreld? En waar kan ons deel wees daarvan? En ons het in Bybelstudie, en ek is klaar. Ons het in Bybelstudie het ons, dit is in gebed, wat ons gepraat van Afghanistan. Daar's plekke in die wêreld waar geen sendingwerk gedoen word. Niks. En Afghanistan is een van hulle. 0, soos 'n niks. Daar's niks, want jy kan nie daarin nie. Kan nie daarin nie. Moslimland. En my gebed is dat ons hier, AGS Sannieshof, ek leer dit by julle, dat julle dit so lank weet, dat ons op 'n manier in wêreldsending betrokke gaan raak. Nie net hier, ons gaan hier begin, hier om die gospel. Ek meen, dis logies. Ons gaan sê, ons gaan 'n disipelskap hier vestig hierso. En ons gaan begin met 'n lab. Ek het by die hoërskool, het ons Woensdae het ons Bybelklas. En ek het gewonder, Here, wat gaan ek met hulle doen? En daar's so disipelskap ding, wat jy die hele evangelie op 'n doek, dis op 'n doek, so groot doek, die hele evangelie is in prentjies daar. En hulle gebruik dit in sending. Nou baie van die plekke kan jy nie ingaan met 'n Bybel nie. Hulle gaan nie toelaat nie. Jy kan nie 'n Bybel invat. As jy by die lughawe kom, gaan hulle dit afvat, of hulle jou sommer toesluit. Maar hulle laat jou toe om daai doek in te vat. Staan nie. Hele evangelie in 'n doek, jy moet hierdie stories ken, dis al die stories. En dit raak 'n disipelskap, gereedskapstuk, 'n tool in ons hande om disipelskap te doen. En ons plan is om, wanneer ons nou klaar is met die klein profete by die Bybelstudie, dat ons hierdie doek gaan vat, en dat ons, as jy klaar is met die Bybelstudie, dat jy jou eie doek gaan hê. Hier is die ding. Dat jy jou een, ons het al gepraat van jou een, jy gaan vir die Here vra, Here, ek is nou klaar met hierdie doek, gee vir my een persoon, met wie ek hierdie doek kan gaan deel. Met wie ek kan gesit, eenmaal 'n week, ons sit om 'n koppie koffie en ek deel hierdie doek met hom, ons vat hom prentjie vir prentjie, die hele evangelie, tot en met Jesus se opvaar na die hemel. En Here, gee vir my een. En so wil ons disipelskap hier kweek, en sending kweek, want dit begin hier, dit begin in ons huis. So dit raak, hoe moet ek dit doen? So, dis stories. Eenvoudig, jy hoef nie eens 'n Bybel te kan lees nie, want baie mense kan nie eens lees of skryf nie. Maar jy kan 'n prentjie verstaan, jy kan 'n storie hoor. En ek doen dit nou by die skool, ons begin nou daar, ons gaan met ons Bybelstudie begin, en so ek sê, as jy klaar is, kry jy 'n lap, dit is my hart. Dis nie iets wat jy kry, as jy nog nie hierdie disipelskap, as jy kan nie 'n lap kry nie, nee, sorry, dit is soos 'n trofee. Jy's daar, ons gaan saam met jou dateer, en die oomblik wat jy klaar is, kry jy jou doek, en dan is jou doek nie net daar vir, ou jong, kyk hierdie doek nie, dan is dit 'n kwessie van, nou moet jy bid, Here, wie is my een? Met wie gaan ek hierdie doek deel? Hierdie evangelie deel, want as mense daar buite kan ons deel wees van hierdie plan. Kan AGS Sannieshof deel wees van God se plan vir hierdie wêreld? Kan ons? Ek wil hier iewers wil ek 'n kaart opsit. Ek sien dit, ek het met Jackie gedeel. Ek sien 'n kaart wat ons opsit iewers teen 'n muur waar ons daar kan gaan opsit. Hier is 'n sendeling wat in daai gedeelte is. Hier is 'n sendeling met 'n kaartjie met sy naam of haar naam en 'n foto op wat daar besig is om te dien, en ons het deel daaraan. Al is dit net met gebed, al is dit met fondse wat van hierdie kant af kom om hulle te help daar. Maar dit is nie net hier sal betrokke raak nie, maar wêreldwyd betrokke raak wat sending aan betref. Hierdie kerk. En dis my gebed. Dis my gebed. Here, maak ons deel van hierdie plan van U. Hierdie magtige plan wat voor die grondlegging van hierdie wêreld bepaal is. En dat ons kan deel wees daarvan. En dit begin, weer eens soos ek sê, ons begin dien mekaar hier. En ek vra weer nou, as ons klaar is, dat die wat hulle name opgesit het op daai lys, net vinnig, 15 minute, kry 'n koppie koffie, kom sit net hier en ons gaan net vinnig deel, en ons gaan begin dien in hierdie lig. En daarvan af gaan ons groter. Ek lê met hierdie groot prentjies wat ek sien dit. Ek vertrou die Here daarvoor. En dat julle hier gesit en julle is hier vir 'n doel om deel te wees daarvan.